baie belangrike aspek in die Suid-Afrikaanse boerdery-industrie is vleisproduksie. En ons het in spesifiek gaan kyk na brahmaanbeeste. Kom ons gaan wys julle hoe lyk 'n brahmaan. Net buite Modimolle in die Limpopo provinsie boer Andrew en sy vrou Luanda Smith op hul plaas True Blood Brahmaanstoet. Ek kan met eerlikheid sê dat sulke boere soos Andrew op ons aarde geplaas is met 'n doel. En dit is om met brahmane te boer. Hierdie versies is almal nou so tussen 12 en 15 maande oud. Jy sal sien daar aan die agterkant is daar 'n jong bil wat by hulle loop. Dit is ook 'n bil wat geskou was hierdie jaar. En dan soos hulle opkom so tussen 18 en 21 maande, dan is die bil, jy weet, by hulle. Nou 'n groepie jong billetjies. Ook maar soos met die verse, kies 'n ou 'n paar van jou speenkalvers wat dan nou lyk of hulle iets kan word vorentoe. En sal hulle die maas weggaan, dan hou hulle maar apart in 'n kampie en jy evalueer hulle nog 'n keer. Gee hulle maar 'n bietjie kos en berei hulle voor vir die mark. Dis 'n voorbeeld van 'n ordentlike brahmaanbil. Hierdie bil het vir my uitsonderlik goed gepresteer op skoue die laaste 2 jaar. Hy is nou bietjie af, hy kom, jy weet, uit die veld uit met die koeie geloop. So sy kondisie is nou nie heeltemal soos dit moet wees nie, maar nietemin nog steeds 'n bil wat mens met gemak vir iemand kan wys. Hier's nou 3 koeie wat in die week gekalf het. En ja, hulle is, as hulle kalfies gekry het, is hulle bietjie meer beskermend oor hulle kleintjies en dis die goeie moedereienskappe wat die mense na strewe, want as jy die koei in die veld byvoorbeeld het, is hulle baie moeiliker as wat hulle hier by die huis is en dan kom roofdiere en jakkals en goed nie so maklik by hulle nie. En vandaar die mense se die brahmaanse populêre eienskappe waar hulle praat van goeie moedereienskappe. Want in kruisteelprogramme, as jy kyk, daar's soveel sintetiese rasse waar hulle brahmane ingebruik het. As jy net 'n paar noem, byvoorbeeld die Simbra, waar hulle Simmental met die brahmaan kombineer. As jy kyk na die Brangus, brahmaan Angus kombinasie, Braford, brahmaan Hereford. Ek dink ons 9 van daai tipe waar hulle brahmane gebruik as moederkoeie. Hulle het genoeg melk, maar die eienskap, hulle kalf maklik en hulle is beskermend oor hulle kinders, jy weet, oor die kalfies. So dit is waarvoor die mense strewe. Die Bruinswitser nou aan die agtergrond, dit is die Seregoot maas. Hulle dra die kalfies waar ons embryo-spoelings gedoen het. Het gebeur soms dat jy 'n baie geneties korrekte dier het of 'n baie goeie koe het wat nie meer in drag kan kom nie of 'n besering besering dalk gaan kry het. En sy is van so baie waarde dat 'n mens haar dan na die laboratorium toe stuur om embryo-spoelings te doen. Hulle doen dan die nodige hormoonbehandelings en insemineer met die regte bulle wat jy dan geïdentifiseer het se semen. En op dag 7 dan word daar embryo-spoeling gedoen en dan onder mikroskoop gekyk na die embryos en besluit watter is A en B graad embryos wat dan of suksesvol oorgeplant kan word in die draerverse of dan bevries kan word vir later om later te gebruik. Kyk. Weer eens 'n voorbeeld van in die veld na jou bil toe stap om aan die neusring vat en met hom gaan stap. Kom Joe, kom vat hom, loop so 'n bietjie met hom. Wees net vir hulle dat hy net so mooi bietjie in die rond te draai. Nou ja, daar is 'n tipiese voorbeeld van volwasse brahmaanbil in die veld, stap na hom toe, vat hom aan sy neus en lei vir hom rond. Dis Johannes, hy's my skouhanteerder, hy werk met my beeste.
is vir my goud werd op hierdie plaas. Kyk na die bul se lengte. Kyk na sy agterkwart. Belangrik is in Brahmane om te kyk na die onderlyn, dat die skede nie onder die orslyn afbeweeg nie, dat die bul goeie teelballe het. Lengte van lyf, as jy kyk van sy skouer tot op die heupbene, kyk net daai bul se lengte. Ook 'n baie mooi lang stert, as jy kyk na sy stert en sy stertkwas. Hier by ons is daar baie steekvlee en baie vlee wat die diere irriteer. Met ander woorde, hy kan lekker bykom oral waar daar ietsie is wat juk of byt. Van hierdie wit Brahmane, soms word hulle bloedrooi gebore en dan verkleur hulle so met tyd. Soos jy kan sien, die voorseenetjie is wit en een agterom is bietjie rooier en daar is meer 'n gryser een al. En dis die pigment in die ras. Eintlik onder hierdie wit vel is daai vel pikswart, as jy kyk na die brande ook. Die vel is pikswart en dis maar kenmerkend van die Brahman ras. Weet jy, ek dink dit gaan oor aandag. Jy moet 'n liefde vir die goed hê, jy moet 'n passie vir die goed hê. Elke dier in hierdie kudde is soos 'n kind. Jy weet, as die dag as jy hom verkoop is jy hartseer. Jy het hom gesien van geboorte af, jy het hom gebabysit, jy het hom deur sy passies gevat. En as hy op die plaas agterbly nadat jy weet gespeen het en jou keurings gedoen het, dan word dit regtig 'n lid, soos amper 'n deel van die familie. En omdat ons naweke hiernatoe kom, jy weet jy sien elke naweek so uit om jou diere te sien en ek dink amper half hulle sien net so uit om jou te sien. Jy weet, so jy moet absoluut 'n passie vir die diere hê. Jy moet teenwoordig wees. Ek het gedroom van 'n plek waar die son nooit gaan set. Jy was daar in 'n tronk en ek moes jou kom red, my baby. Met alles wat ek het, my baby. En ek mis jou vanaand in hierdie hel van 'n plek. Mis jou te veel om te sê. Voel 'n mes teen my nek en my asem raak min, my baby. Ek vra jou maak gou, my baby. To stop my heart, to stop my heart, my jou. Ek het vergeloop vir jou. Ek het lief geword vir jou. In my heart is daar 'n plek gehou. Ek sal vir jou alles gee. Ek sal jou daai weg weer. Dit alles vir jou. Daar was te veel om te sê, te veel wat jy nie wil weet. Maar spyt kom altyd te laat. Ek sal jou nooit kon vergeet. En as ek alles kon terugdraai, baby, sou ek my wil terugwaai, baby. Tot hier by my soos dit was, waar ons 'n lewe kon bou, waar ek jou styf vas kon hou. Maar dis nou flenters en rou, op jou sal ek nooit kan opgee, baby. Dit beloof ek jou, my baby. To stop my heart, to stop my heart, my jou. Ek het vergeloop vir jou. Ek het lief geword vir jou. And you got 27,000 to say, 27 now. And you got 30,000 to say, 30 but now. And you got 30,000 to say, 17 now. And you got 30,000 to say, 30 but now. Gareth Clayton of his Yama Connection. And you got 30,000 to say, 77 now. 30,000 to say, 80 now. And he tweeted out the one is Yama Connection. And so they tell me now, oh, that, oh my God. And sold at 30,000.
Hold up, 50, moves down, thank you very much. 37, 30 bid. I got 32, 32 now. I got 32, he's saying 32 now. 35, he's saying 35, 40 down like that. At 40, gonna say, corners against you now. At 40, gonna say, 40, but no. Yep, just place it on, no, it's your mom. Gonna count it, setting it time. Let the card, setting it time. At 40,000. Order. Well, Andrew had a fantastic sale. But then Andrew stepped into this game, decided to buy the best, and he was well rewarded in his first sale. I think it's one of the best first sales of a breeder that I've ever held. Andrew, fantastic, well done. As jy jou genetika skoon hou, dan het jy ongelooflike belangstelling in jou diere en vandag het sy veilinge dit wys. Dit was 'n wonderlike veiling, goeie kwaliteit diere, goed aangebied en ek wil net die verkopers baie geluk wees. Ek dink Andrew het 'n great job gedoen. Op die veiling van die 60 lote wat aangebied is, was daartoe uiteindelik 57 diere confirm en verkoop teen 'n average van R36.800 oor die veiling. Baie dankie vir julle support en ondersteuning. Ek sê vir almal wat hier was, wat van ver af gekom het, die mense wat nou nog hier is, wat van pas by tot môre vroeg. Ons gaan nou lekker eet en dan gaan ons die middag op die rugby kyk en pas wat en dan sing ons bietjie vanaand.